Goeiemôre, good morning. Daar sê, hallo daar, hallo daar, hallo daar. Goeiemôre man, die winter het nou amptelik sy hart te kom wys en sy naels ingesit. Manne, ja, ek weet sommer jou verwarmer is aan. Daai koppie koffie van jou stoom en jy is oorgehaal om vanoggend lekker tyd saam met ons te spandeer. En kyk, jy het nou weer die wêreld se energie vanoggend sien. Ja, dit is alles, dit kom maar van jou af, jy weet, dis 'n wederkerige, die energie, dan voel ek nie, ek kan nie net hier so staan en mooi lyk nie, as die Elsa ons nou energie het om te deel, give it to me. Ja, so jy moet nou 'n vraag aan my rig Ja, of stel ja. en dan gaan ek nou aansteek. So, my vraag aan jou is, waarmee gesels ons met 'n mikrofoon? Waaroor gesels ons? Elsa gaan ons vertel. Hey, jou Pita. Kyk Ja. hoe kyk sy vir my, hey, kyk hoe kyk sy. Goed, Taki Pastorius van FunctionWise gesels met ons oor oorstimulasie en wat dit werklik in die moderne wêreld beteken. Passie Erasmus hou as ambassadeur van die Verseker Noordvalbeker die hartklop van skole rugby aan die gang en hy deel meer oor die seisoen. Ons vind ook meer uit oor die Anti-Spring Hoop, 'n beweging wat lewens verander deur kuns en gemeenskap. En Retief Burger en Reinhard Smit gesels oor die nuwe lofaanbiddingsfees wat op 31 Mei in Pretoria plaasvind. Hoe was daai? Nee, daai was lekker, daai was lekker. En het jy al vir Passie ontmoet? Het jy hom al gesien? Nee, nog Ek moet sê, ek het al die wonderlike aangename voorreg gehad om hom nou dag te kon ontmoet by een van die skole rugby toernooie. En die man is passievol. Oei, jy gaan vir hom sien, hy gaan vir jou besig, hy gaan vir jou besig. Maar dankie, dit klink baie lekker. Het jy onlangs gesien van die Amerikaanse skaatsplankryer wat hier deur Afrika Ja, en daai wielietjies wat so gesmelt het. Maar ek moet vir jou sê wat vir my uitgestaan het is die mense wat hom so warm en hartlik ontvang het, veral daar in die Kaap ook. Ek dink die warmste ontvangs het hy natuurlik in Suid-Afrika gekry. Maar kom ek vertel vir jou die storie. Die Amerikaanse skaatsplankryer Jason wat is hy van Poppel? Van Poppel, ja, Van Poppel. Sorry Mr. Van Poppel, het 'n ongelooflike prestasie bereik nadat hy meer as 6400 km deur Afrika op sy plank afgelê het. Sy doel om die grootste skaatspark in Uganda te help bou. Jason, wat van Kalifornië afkomstig is, het sy reis in Februarie in Kampala begin. Sedertdien het hy Rwanda, Tanzanië, Zambië, Zimbabwe, Botswana en Suid-Afrika se teerpaaie aangedurf. Terwyl hy tog deur Suid-Afrika het hy deur verskeie dorpe en stede, onder andere natuurlik Johannesburg, Kroonstad, Bloemies, Richmond, Beaufort Wes en Laingsburg gery. En hy het natuurlik ook sommer langs die pad sy hier eerste Suid-Afrikaanse braai beleef. Hoe's daai? Die idee vir sy projek het ontstaan nadat hy met 2 Ugandese staatsprankryers, Isaac en Ephraim, vriende gemaak het. Hierdie vriendskap het hom laat besef hoe hulpbronne daar vir jong skaatsplankryers in Uganda is. Volgens Jason moet baie kinders tans op grondpaaie en in oop ruimtes oefen waar hulle dikwels weggejaag word omdat hulle kwansys te veel raas. Nou hoop hy om genoeg geld in te samel om 'n wêreldklas skaatspark te bou, nie net vir Uganda nie, maar as 'n baken vir jong skaatsplankryers reg oor Afrika. Hoe mooi is dit? Is vir my 'n storie van hoop. Dis net so lekker en hy het besluit, man, ek gaan nou met dit wat ek kan doen, ek kan skaatsplankry, ek kan die wêreld aanvat, kom ons doen dit. En ek dink ook die afgelope tyd se weerstoestande, jy weet, om so deur middel of deur daai weerstoestande te beweeg. En ek weet in 'n stadium het dit gereën ook en het hy so, ek weet nie of dit 'n sak of 'n reënjassie was wat hy toe nou gedra het nie. Maar ja, dit is vir my regtig goed om te sien dat mense nog soveel moeite doen en soveel van hulle self gee, want fisies dink ek het dit 'n reuse uitwerking om vir 'n goeie daad. Sien, hier kom 'n opdraanetjie, dan dink hy, okay, hier gaan ons, maar so bly as hy die afdraan gegee het. Meneer Jason van Poppel. Dis vir my baie interessant. Van Poppel. Daar sê Pieter, jy het hom nou. Nee, ek nie van. Dankie laat julle vir my altyd so toegooi met 'n lekker van. Ek meen, wat eenvoudig Jason Koens het net so lekker geklink. Yes. Wat is next? Ons het natuurlik altyd ons 'n lekker storie ook daar van jou kant af, is dit nie? Ja, ek wou nou net eers vra, kan jy skaatsplank ry? Ek kon. Ek sal seker eerder nou nog kan as wat jy hierdie twee wielietjie goeders wat vorentoe en agtertoe ry, jy weet. Nee, ek sal nie daai probeer Daai nie. kan ek nie try nie, so ek sal nog die skaatsplank probeer. Ja, want ek dink vir die ander, wat noem hulle dit nou weer? Dit is 'n wat se bord is dit? Kom aan, jy's mos Nee, jy het my nou vroeg, ek weet ons het mense uitlaai wat nou al die kom kuier, hoverboard. Ja. Dis hy, ek wou sê dis iets in daai lyn. Ja. So, maar ja, ek dink nie ek gaan dit probeer nie. Ek dink balans is redelik goed.
maar op die einde van die dag, ja, wil ons nie sonder tande hier staan nie. Stewig né? op ons voete op moeder aarde. Daar sy. Goed, van skaatsplank tot branderplank. 'n Groot branderplank rygeleentheid in Nieu-Seeland is Maandag nadat 'n fotograaf in die water gebyt is, opgeskort. Die Australiese fotograaf Ed Sloan was besig om foto's by die Wêreld Branderplankry Liga se Nieu-Seeland se pro-kompetisie te neem, toe hy gerapporteer het dat hy aan sy linkervoet gebyt is. Die Wêreld Branderplankry Liga se adjunkhoof van kompetisies, Renato Hickel, het bevestig dat 'n kode rooi na die voorval op Nieu-Seeland se Noordeiland geaktiveer is. Volgens hom is dit die eerste keer dat organiseerders 'n kode rooi protokol afkondig. Hierdie protokol is ingestel nadat die Australiese branderplankryer Mick Fanning in Julie 2015 tydens 'n kompetisie by Jeffreys Bay in Suid-Afrika deur 'n haai aangeval is. Nou die dokter wat op die toneel met Sloan se beserings gehelp het, meen dat dit dalk eerder 'n seeleeu as 'n haai kon wees. Brasiliaanse branderplankryers Iago Dora en Italo Ferreira was toe die aanval gebeur het met hulle halfeindstryd besig en die kompetisie is onmiddellik gestaak. Die kompetisie het maandagmiddag hervat. Hickel sê ekstra veiligheidsmaatreëls is nou ingestel, terwyl die gebied met behulp van jetskis in die water as ook hommeltuie en waarnemers op die strand gepatrolleer word. Wat meer kan 'n mens nou sê oor so iets? Ek meen, In die aarde, as jy nou ietsie doen buite die water, in die aarde, op die aarde, dan kan jy mos nou 'n kampie afmaak of afbaken en jy kan die diere nou wegjaag, maar jy kan dit nie seer doen nie. Die water is daar vir almal. Die groot ding is net, ek dink 'n mens moet net versigtig wees, want baie keer wanneer hierdie berigte in die media is, dan skep dit soms paniek, jy weet, na aanleiding van haai aanvalle. Nou hier word nou gesê dit was moontlik eerder 'n seeleeu Ja. as wat dit nou 'n haai was. So ja, weer eens wil ek sê ek het respek vir diegene wat hierdie sport beoefen. Dit is Definitief. altyd vir my baie lekker om daarna te kyk, want ek dink hulle is baie goed in wat hulle doen. Maar ja, om so verras te word deur 'n haai of dan nou deur 'n seeleeu. Veral as jy nou daar lê en dobber en wag vir the right wave to come in. Dan het ek al baie keer, want hulle wys mos hoe lyk ons van onder af vir 'n haai of 'n ding. Maar ag wat, ek sê net gesê het, haai julle, ek is op pad terug strand toe. Hierdie kompetisie is verby. En so het elke ding ook maar sy, ek weet nie hoe om dit te stel nie, nê, hekkies. In ons geval is dit die tegniese goedjies. Tegniese goedjies. Dit is ons haai. Ja. Dit is ons haai. Maar nou ja, gepraat van die winter wat sy kloue in het, kom ons gesels 'n bietjie oor jou gesondheid. Dit verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare en noodsaaklike medisyne vir die hele gesin. Van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde, sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van pynblok te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Nou ja, bly julle net daar waar julle is, op droë grond, as het ware. Ons is net hierna terug met nog 'n baie lekker paar geselsies, spesiaal vir jou hier by Goeiemôre, Good Morning. Tyd vir daai volgende koppie koffie, kap hom.